Okay, kom ons probeer weer. Dit werk mos so. Dit werk mos so. As jy mens iets wil doen of iets wil begin, dan wil niks werk nie. So vir een of ander rede is die wifi nou net nie met ons nie. So goeiemiddag die wat hier is en die wat gesien het. Ek het gister gesê ek gaan vandag gou 'n bietjie 'n live doen oor Engelse praat van Slain in the Spirit. Ek is nie so mal oor dit nie, want dit klink vir my so as die Heilige Gees nie asof hy nie dit doen nie. Nee, dis net soos maar okay. Dit daar gelaat, dit is ek verstaan hoekom hulle dit sê en maar kom ons gee gou 'n kans as daar nog mense is wat wil join. Dis lekker winderig hier in Potch. Maar ek moet vir julle sê my bidkamer is die awesomeste plek ever. Hier is as die son opkom in die winter dan skyn hy hier in. En dis nie dis 'n klein vertrekkie nie, maar die allerliefste Johanrey, die son skyn nie in omtrent die hele dag. So mens kan letterlik die hele dag net hier binne wees en nog beter in die teenwoordigheid van die Here. So dis eintlik die lekkerste plek om te sit. Dankie dat jy hier is. Dis so effens winderig hier buite, so ek bly ek's buite nie. En dis lang naweek. Wie is net dankbaar dis lang naweek. Dis net soos ons moet net 'n bietjie rus van die eksamen. Vir die van julle wat eksamen skryf. My word. En as ek sê jy skryf eksamen, dan weet ek jy skryf saam met jou kinders eksamen, want hulle skryf nie op hulle eie nie, né? Dis net so. Dis net, ek sien Abby, sy is net so kapot. Sy raak so by eergistermiddag op die bank in die slaap. En dis so nie sy nie, toe sien ek. Nee, hy's bietjie moeg. Maar ek eer die Here. So dis lekker winter en dis eintlik so awesome tyd as mens net bietjie kan asemhaal. Ek gesels vanoggend met iemand. Sorry, ek chat nou sommer net so random. Gesels vanoggend met iemand en ons praat oor die teenwoordigheid van die Here, want dit is werklik as ons nie leer om dit te doen nie, as ons nie leer om in die teenwoordigheid van die Heilige Gees net bietjie rustig te raak op 'n daaglikse basis, nie een keer 'n week, elke dag. As jy nie elke dag vir ten minste 'n uur of so net kan stil word in die teenwoordigheid nie, en ek praat nie van Bybel lees en hierdie tipe van ek praat van sit, net stil sit en sy stem hoor. You have to train yourself, nee, want ons is so besig, ons kom nie daarby uit nie, dis net soos, nee, ons kan nie so stil sit nie. But we were created for that. We were created to walk with God in the cool of the night, as jy gaan lees van Adam. So ons is nie eintlik, nee, nie eintlik nie. Ons is nie gemaak met 'n hastige geaardheid nie. Mense is baie vinnig om te sê, nee, ons is hastige mense. En actually het die Here ons nie so gemaak nie. Die Here het ons nie so gemaak nie. So ja, dis sommer net hier van die side af. Hallo liewe Evelyn. Sommer net hier van die side af. As ons nie gaan leer om rustig te raak in die teenwoordigheid van die Almagtige nie, dan gaan ons mis. Ek wil net gou kyk. Ek sien ek net my sorry. Klink vreeslik. Ek het net my telefoon se vibrasie afgesit en hy die hele tyd. Glo my as ek vir sê ek charge my foon at least 2 uur weer en dan dis hy pap. In geval. Kom ons begin gou. Okay. Hier's my hart. Ek het so rukkie terug het iemand vir my 'n comment gegee en gesê dat eintlik gepraat van die fancy teas wat ons op 'n Saterdag hou en ek het net besef dat mense nie regtig weet wat doen ons. Okay, ander mense doen dalk fancy teas. Ons doen nie fancy teas nie, né? Ons soek die teenwoordigheid van die Heilige Gees op 'n Saterdagmôre. Ek nou wil ek vir iemand sê, weet jy wat ons doen nie 'n oggendtee nie. Ons doen 'n dagkursus. Want as jy al by 'n oggendtee was waar ek is, sal jy besef dat jy eers die middag uitstap. Doen 'n kort kursus, né? So steek lunch, maar ons gaan vandag hier wees. So ons kom soos laasweek het ons 6:30 uit die venue uitgestap. 6:30 het ons klaar vir mense gebid en dit was net amazing
En ek sê laasweek vir Jess, ek sê Jess, want sy bedien saam met my baie keer. Ek sê Jess dien vir mamma gins en dan neem ek vir my foto's van waar ons bid. Nie om nou, hallo Helen, nie om shine te vang of enigiets nie, maar sodat mense verstaan dat dit is nie net oppervlakkig nie. Dis nie net Saterdag wat jy wegkom van die huis af nie. Daar's regtig ons harte is regtig daar op Saterdagmôre en sy het en toe het ek begin vra kry oor wat gebeur want mense verstaan nie altyd ek myself kom uit die hervormde kerk. Ons was in die hervormde kerk vir baie jare gewees. Ek het daar groot geword en ons het nie hierdie goed verstaan nie. Inteendeel ons het niks van dit geweet nie. Ek het Heilige Gees was ietsie op papier vir my. Ek het hom nie geken, ek het nie geweet wie hy is nie, ek het nie geweet wat hy doen nie. En die dag toe ek 'n ontmoeting het met die Heilige Gees het my lewe verander. Ek praat van letterlik, my lewe het verander. Ek het my gawe gegee van skryf, het vir my gawe gegee van verf, het vir my 'n gift to prophecy gegee, om te teach. En dit was alles deur 'n kragtadige ontmoeting met die Heilige Gees, waar ek nie op my voete kan staan. Hallo liefste Lisma. So, en toe het ek net besef dat daar is so baie onkunde daar buite. En met die Pinkster wat ons nou gehad het, Pinkster wat ons gevier het ek net soveel video's gesien van goed wat gebeur in plekke en my hart was so seer geweest want ons verstaan nie Heilige Gees nie. Heilige Gees is 'n persoon. It is the person of the Holy Spirit. Hy is net soveel persoon soos Jesus was, nee. It is the person of the Holy Spirit. Maar hier is die ding en ek sê altyd vir die ouens, as jy stil word en jy maak jou oë toe en jy dink, hoe lyk God? Het jy die prentjie, nê? Ek het hierdie prentjie van God in my kop en it is big en dan het ek 'n prentjie van Jesus en ek probeer altyd so ver moontlik wegbeweeg van die Rooms-Katolieke ouetjie maar daar's 'n silhouet aan Jesus. Verstaan, daar's 'n prentjie. Maar met die Heilige Gees was net nog altyd nê? Ek sê altyd is Heilige Gees, dan dink jy duif. Nee. It is a person of the Holy Spirit. Ek het die vriendin, Lizelle, sy's my intercessor, en sy het al vertel hoe gesprekke met Heilige Gees, en sy kon nie meatballs maak nie, en die Heilige Gees het al gesê hoe meatballs te maak, so hulle twee het meatballs gemaak, nee? En dit is so amazing, en ek het so honger begin kry vir dit. As jy gaan lees in Handelinge, dan praat die disippels van die Heilige Gees en ons het besluit. Ons gaan nou soontoe of ons doen dit. Nee, hoe amazing is dit om die Heilige Gees so te ken. En vir ons wat uit die nominasies uitkom waar Heilige Gees nie gevier word nie geselebreit word nie, waar die manifestering van die Heilige Gees nie toegelaat word nie, gestop word. En dit is nie net Susterkerkie, daar's baie karismatiese gemeentes en hierdie tipe van ouens wat as Heilige Gees begin beweeg, dan stop hulle daai bus net daar. They don't want it. En my hart is seer vir dit en so ek het so rukkie terug ek gaan sit en ek het net bietjie gaan navorsing doen in die woord van God oor Heilige Gees en wie hy is en sodat mense verstaan, want as ek bid vir iemand, dan sorg ek altyd dat daar 'n catcher is, iemand wat ek weet hoe werk dit, want 'n catcher het 'n sekere funksie. Catcher beteken dis iemand wat as ek byvoorbeeld vir iemand bid, dan staan hierdie persoon agter die persoon vir wie ek bid, vir ingeval die Heilige Gees oor hulle kom en hulle nie op hulle voete kan staan nie, want dit gebeur nie met almal nie. Sodat daardie persoon dan as jy uitval onder die Heilige Gees, is daar iemand om jou te vang en jy kry nie seer nie. If the Holy Spirit comes upon you and you fall under the Holy Spirit, you will not get hurt. God, you won't. Maar in elk geval, so daardie persoon het 'n sekere funksie en 'n sekere rol. Hulle moet weet, dis al wat hulle daar doen is hulle staan, hulle tree in gebed. They do not touch the person I'm praying for. Hulle hou nie vas nie. Hulle mense is geneig om tissuetjies in mense vir wie ek bid se hande te druk en so. En eintlik is ons besig om jou gedagte wat gevestig is op die Heilige Gees te onderbreek. Okay, so ek kyk altyd wie is die kring
ek gaan altyd vir die tyd en sê ek, okay, sê vir my, wie verstaan wat dit beteken en wie kan my kom help? Want al wat ons moet doen is we have to faciliteer. Dis al wat ons doen. Ons faciliteer in die werking van die Heilige Gees. Michelle doen niks. Michelle doen absoluut niks. Michelle bid nie anders nie. Michelle, hoor my hart vandag, dat Heilige Gees doen alles. Ek doen niks. So al wat ek nodig het om te doen is om die woorde wat in my mond sit te spreek. As hy vir my sê, raak iemand aan, dan sal ek iemand aanraak. En dan, as hulle uitval onder die Heilige Gees, dan, as hulle op die grond is, dan maak ek hulle toe met 'n lappie. Ek het lappies wat 'n vriendin die Lisma vir my gemaak het. It is to protect your dignity. So hier is nou maar net soms 'n vinnige verduideliking van wat gebeur. Dit is net om seker te maak dat niks uithang nie en jy nie bewus is en wonder, want jy is by jou volle positiewe. As jy nie by jou volle positiewe is nie, het ons 'n probleem. Because why? Die oomblik as jy nie by jou volle positiewe is nie, beteken dit dat ek enigiets met jou kan doen. Dis soos hipnose. Ek sê altyd, as jy hipnose doen of ergens by hipnose betrokke is, moet jy bitter vinnig daar uitkom, want dit is absoluut demonies. Hipnose vat die persoon vir wie jy hipnose gee se wil weg. Jy wil hulle na 'n plek toe vat wat hulle in hulle mind en hulle verstand nie na toe wil gaan nie. In hulle natuurlike besluit, wil hulle nie so toe gaan nie, dis hoekom hulle brein dit weggesteek het. Nou gaan jy en jy gaan daar krap. Dit is net die Heilige Gees wat daar gaan. Dis net die Heilige Gees wat daar gaan. Hipnose, ek is jammer, dit vat 'n persoon se wil weg. As jy onder hipnose is, kan daai persoon met jou maak net wat hulle wil. And then you are taking away their free will. En die oomblik as jy iemand se vrye wil wegvat, dan sit jy met witchcraft en ons moet nie daar gaan nie. Okay, so jy is meeste van die tyd jy kan binne in 'n visioen wees. Jy kan binne in 'n visioen wees in die troonkamer van God, but you will be aware of your surroundings. Jy sal, want God het vir jou 'n wil gegee. Hy gaan jou nie dwing om daar te wees nie. You will be aware, even if it's vaguely in the background, you will be aware of your surroundings. So wat die lappie doen is om jou gerus te stel, om seker te maak jy wonder nie of hang daar iets uit of steek daar iets uit of is jy 'n vet plooi of 'n ding nie. Dis waarvoor die lappie daar is. Eerstens, tweedens, something happens. Iets gebeur. As jy jouself bedek. Kom ons stel jy is besig om te bid en jy bedek jouself. Omdat jy alles wat buite jou aan die gang is, wegskuif, is daar 'n nuwe vlak van fokus en konsentrasie op die Heilige Gees. Dis net amazing, maar dis 'n teaching vir 'n ander dag. Okay. So dis wat die lappies doen in terme van as ek vir jou bid. So ek gaan altyd bewus wees van wat om my aangaan. As ek alleen daar is, as daar byvoorbeeld iemand soos Lisel saam met my gaan, wat intercessor is, sal sy die hele tyd bid, en dan fokus ek op wat ek doen, en sy fokus op die surroundings. Okay, sy gaan seker maak dat niks is buite beheer nie. As ek het al gebid vir mense, en dan begin iemand hier uit nul en noord uit snokse geluide maak, of lag, wat ek weet is verseker nie Heilige Gees nie, and then I will immediately sal ek beheer vat in die geestesrealm, om dadelik te bid en daai ding wat daar wil manifesteer te stop, want Heilige Gees is nie onordelik nie, en daar is nie chaos by Heilige Gees nie, nooit nie. So daar sal nie 'n gerondhardlopery soos afkophonders wees nie. Hoor vir my, ek sê nie die Heilige Gees kan nie in 'n dans en 'n blydskap uitbreek nie, glad nie, dis nie wat ek sê nie. Ek praat van onordelik, chaoties, disruptive. It will never be disruptive. Want as dit daar disruptive is, dan is die persoon waarmee ek besig is, mos nie op 'n plek waar hy 100% kan fokus op Heilige Gees nie. Nee? Maak dit sin? Okay. So is die ding. So as ek vir iemand bid, dan sal ek vir hulle sê, okay, ek gaan vir jou bid. Daar's iemand agter jou, vir ingeval jy val onder die Heilige Gees. Dit beteken it feels like there is a weight coming upon. Jy kan nie op die voete staan nie. Die gewig van die Heilige Gees. So daar's sekere scenario's en ek gaan dit nou ek het dit uiteengesit. Maar hier is sommer net in layman's terms vandag, is dit voel asof jy nie kan staan nie, dit voel of jy gaan omval. So dan sal ek, as ek sien dis naby aan daar, dan sal ek seker maak dat die persoon agter, wat die catcher is, vir my kyk, dat ons oogkontak het,
sodat ons beheer kan neem van die situasie, dat die persoon veilig voel ten alle tye. Okay, so jy kan nie net invlieg en goeders gebeur nie. Jy moet wakker wees. Want baie keer gebeur goed vinnig en dit is eintlik so amazing. Want wat byvoorbeeld bid, het geen idee hoe Heilige Gees gaan manifesteer nie. Ek weet nie. Heilige Gees kan op soveel maniere in verskillende persone manifesteer, afhangende ook van hulle gift en hulle gifting en wat gaan gebeur onder gebed. Okay, so dis wat gebeur, so dis wat jy gaan voel. Daar's mense wat kom en hulle staan so jy sien, hulle frons eintlik want hulle wil nie, en dan sal ek dadelik vir hulle sê, asseblief, wees rustig. Heilige Gees gaan nie vir jou op die spot sit nie. As jy nie wil nie en jy's bang en jy's onseker, then you will not fall under the Spirit. Jy gaan nie. As jy inkom en jy is oop vir dit en jy sê, Heilige Gees, hier is ek is so ou, ek is net soos, here I am, gaan vir goud, I want everything you have, nee? En ek bedoel dit met baie respek, nee? Ek sê altyd, as ek aantrek vir kerk op 'n Sondag, en dan trek ek aan, en dan staan ek in die spieël, en dan dink ek, as ek omval vandag, sonder dat iemand naby is, enige iets wat gaan uithang of uitsteek, en as die antwoord is nee, dan ek weet ek het die regte klere aan. Ek sal later sal ek bietjie vra antwoord. Lina, ek sien wat jy sê. Ek was so graag die Heilige Gees, ek is gedoop onder naam, maar ek het nog nooit Heilige Gees ervaar nie. Ek dink ek het al die voorreg gehad 'n paar keer om mense te doop. Sorry, ek is gou off topic, ek bang dit mis dit. Om mense te doop en dan bid ek en ek vra, Heilige Gees, ek kom vra so mooi. As U vir hulle vandag doop met water, U sê, U het gekom ons te doop met water en met Heilige Gees en met vuur. Wil U in dieselfde tyd wat ons hulle doop onder die water, wil U hulle doop met die Heilige Gees, nê? En ek sê vir jou, dit is amazing om dit te sien. Dit is amazing om dit te ervaar. As jy door die persoon so uit die water uitbring, dan voel jy hulle is net lam, en dan hou jy hulle net vas en dan float hulle so in die water. Nee, net in daai teenwoordigheid, soos wat die Gees oor hulle gekom het. Maar ek moet sê, dit is die laaste ruk wat dit gebeur. So it also took a while for me to grow into that. So ek dink nie almal is noodwendig oop om dit te bid terwyl hulle mense doop nie, want ek weet nie. Dis net 'n ervaring wat ek gehad het. Dis aan die begin toe die Here my geroep het om mense te doop, het dit nie gebeur nie. Eers toe ek gaan sit en besef, maar weet jy wat? Toe dit die eerste keer gebeur, toe besef ek, but you can do both at once. En van daar af het ek net begin bid en gesê, Here, water en Gees, asseblief my koning. En hy het nog elke keer. En so, ek wil nie sê dat jou tyd is jou tyd, of die Here se tyd, of ek dink dat mense op 'n stadium groei in Heilige Gees. Ek dink dat Heilige Gees nie iemand wat byvoorbeeld nou net tot bekering gekom het, iewes skielik dit en dit mee gaan doen nie, want hulle gaan nie verstaan nie. So Heilige Gees weet, wat het jy wanneer nodig? Heilige Gees weet waarvoor is jy reg. Dis soos bevryding. Ek het bevryding gehad, ek was al wedergebore, toe word ek nog vrygemaak, en toe val ek nog neer, en toe is daar nog kettinge, en dit nou die dag nog het die Here my weer vrygemaak van goed. So, it will be a process vir dit waarvoor jy op daai stadium reg is, gaan Heilige Gees doen, as jy dit wil hê, want He will never do something against your will, He will not. Hy sal nie, hy is a gentle spirit, hy is sagte Gees, and yes, He is a roaring fire, and yes, He is a suddenly, and yes, He is a rushing wind, but He is gentle in all of that. Hy is nie opdringerig nie, en hy is a gentle papa. So ek het so bietjie gehou. Ek het so bietjie net 'n paar punte gaan uithaal, om die teologiese aspek van dit te cover, en ja, ek is nie teologies nie, ek het nie teologiese graad nie, ek is nie 'n pastoor nie, ek het die woord van God en ek het die Heilige Gees, so dis wat ek met jou gaan deel. So, die Engelse praat van to be slain in the spirit. Ek is nie so mal oor dit nie, want dit klink vir my net bietjie rof, né? Dit klink vir my soos een of ander Tulsa
wat die mens daai ding waar die mens so geval het en alles, nie. Ek sê nie dit kan gebeur nie. Jesus, ons het amazing goed gesien. By God's Karoo Women, dit was amazing. Heilige Gees het so ingekom, en ons het vir mense begin doop, en as ons so by hulle gekom het, en ons het begin bid, en die Heilige Gees gemanifesteer, die een na die ander. Maar even daar met 1600 vrouens, was daar nie 'n oomblik van chaos nie. Dit was die beautifulste vir my van daai hele laasjaar by God's Karoo. Daar was nie chaos nie. Daar waar ons was en daar het ons beweeg, soos 'n span het die Here gekom en Heilige Gees het almal so bymekaar gehou. En die hele span van God's Karoo het saamgewerk en opgedeel en mense toegemaak, en dit was net amazing. Dit was amazing because he can do that. That's who he is, né? So, maar om links en regs en bo en ek was nog nie in so 'n situasie dat ek alright is daarmee nie. Want hy wil nie hê jy moet voel asof jy nie plek het nie. Hy wil nie hê jy moet voel asof jy nie, daar is nie 'n, ja, ek gaan nie daar nie. Okay. So om te val onder die Gees van God. When a person, dis wat dit beteken om te val onder die Heilige Gees. When a person becomes overwhelmed by the manifestation of the power of the Holy Spirit. Dit is vir my so beautiful. When you become overwhelmed by the manifestation of the power of the Holy Spirit. Onthou, manifestasie is nie net negatief nie. Baie mense dink manifestasie beteken die demone kom uit. Manifestasie is 'n werkwoord. So manifestasie beteken manifesteer Heilige Gees, manifesteer demone. Die woord manifesteer is 'n werkwoord. Okay, dit is om iets wat jy nie sien in die geestelike riem, nee, sien jy dit nie, en dan manifesteer dit in die vlees. Okay, so dis die fisiese gevoel, die ding wat gebeur. Okay, so when a person becomes overwhelmed by the manifestation of the power of the Holy Spirit, die krag van die Heilige Gees. En ek dink nie ons het 'n idee die krag van die Heilige Gees nie, maar hoor gou. Okay. Jou natuurlike liggaam kan nie in die teenwoordigheid van die Heilige Gees bly staan nie. En ek sê nie as jy nie val het die Heilige Gees nie gewerk nie, glad nie. Dis net as dit met jou gebeur, verstaan wat gebeur. Okay? Maak dit sin? Right. Eerstens, daar's so 6 punte. The flesh yields to the weight of glory. Hoe beautiful is dit? Ons gaan dit sien eendag. We're gonna see the glory of God. Can you imagine? Okay, sidetrack, hoor gou. 2 Kronieke 5 vers 4 praat hulle van die teenwoordigheid van God by die tempel en by die tent van samekoms, nie die tipe van goed. En daar staan in 2 Kronieke 5 vers 14, the priests could not stand and minister because of the cloud, the glory of God filled the house. So dis nie 'n onbybelse ding nie. Hier lees jy van die priesters in die Ou Testament wat nie staande kon bly in die teenwoordigheid van God nie. Jy kan ook gaan lees in die Nuwe Testament van Johannes 18 vers 6. It means that the human strength surrenders to divine authority. Man, hoe beautiful is that? Hoe mooi is dit? Human strength surrenders to divine authority. Here, ek gee op. Ek gee op, hy sê. I'm giving up. Ek gee alles vir u. Ek wil nie eers my eie bene vertrou vandag nie. I just want to trust you, né? Hoe mooi is dit? Right. Tweedens. Die ander ding wat gebeur behalwe vir die glorie van God waaronder jy nie kan staan nie. Die tweede ding wat gebeur is chains are broken. Okay? En ek sien hierdie baie. Invisible, unseen yokes are being scattered. One touch from heaven. Ek weet daar seker goed wat tyd vat om gesond te kom en daar seker goed wat tyd vat om genees te word. Die Here het my verlos van drank in 'n oogwink so zoep, uit oor en verby. Ek het baie langer gevat om op te hou rook, byvoorbeeld. Dit het langer gevat. So wat gebeur hier is dat it is invisible unseen yokes en die Here kan letterlik in 'n oogwink kom en hy kan jou skoonmaak van dit. Zip, zoep en van die prent. Daar gaan jy. En in daai oomblik, ons het eendag het ons 'n vrouekamp gehad en ek en Lisel en Elis maar bid vir iemand en ons maak dit toe en elke nou en dan sien ons die lappie maak so né? En nou
as jy besig is met bevryding, dan is daar sekere goed wat jy moet dophou, om te kyk waar trek jy in die bevryding. So daar sekere goed soos, as iemand begin hoes, dan weet jy, hierdie ding kom uit, of hulle word naar, of hulle neusloop. Dis kom ek sê, moenie tissues aangee nie, laat die goed uitkom. The same way it came in, it will go out. Right, dis so eenvoudig soos dit. Maar in elk geval, en dan sien ons die lappie maak so. Nou sê ek naderhand, nou kyk ek, want ons moet die hele tyd kyk dat, as daar iets gebeur, en Heilige Gees wys vir my, byvoorbeeld 'n hand wat 'n sekere move maak, het ons nog geleer wat dit is, en nou sê ek vir, ek vir Lisel, wat so aan die ander kant, ek sê Lisel, sy moet vir my die lappie optel, dat ek kan sien wat daar onder aangaan, en sy tel die lap, maar daar's niks. Die girl lê doodstil, daar's nie 'n beweging nie, en die oomblik as ons die lappie laat sak, dan begin hy so maak. En na die tyd toe gaan sit ons, en ons besef dat it's the wind of the Holy Spirit, wat net saggies boor haar gaan, en soos wat hierdie wind van die Heilige Gees so saggies boor haar gaan, is hy besig om haar vry te maak, en hy is besig om haar skoon te maak, en dit was net so awesome. Iemand wat 'n visioen gehad het, in dieselfde tyd het vir ons gesien, hulle sien hierdie ding, en hulle sien hoe dit net besig is om skoon te kom. So dit was net so amazing geweest. So dit wat gebeur, one touch from heaven can free you. Dit is so, en ons almal wil dit hê, maar die Here gaan dit nie vir jou gee, as jy nie gaan leer nie. As die Here jou, as die Here weet, dat jy nie gaan skoon bly nie, as dit te maklik is nie, then it is what it is, nee? Want erfgeld is swerfgeld. Dit is so 'n storie, as jy hom te vinnig kry, dan gaan jy hom vinnig weggooi, want jy het nie gewerk af vir nie. Maar daar is tye waar die Here kom regtig na oogwink, en mense kom vrymaak. Jesaja 10 vers 27. The yoke shall be destroyed because of the anointing. Okay? Because of the anointing, the yoke shall be destroyed. En dan is ek daar waar ek glo baie keer met die Here ons net op 'n kant skuif. Soos staan jy net vir my op 'n kant dat ek vir jou kan gesond maak, né? Dis my so eenvoudig soos dit. Dit en dit en dit moet uitgesort word. Zoep, Michelle, skuif op 'n kant dat ek by jou geesmens kan uitkom, by jou siel kan uitkom, en dit kom doen waarvoor jy hier is vandag. Okay, so dis die tweede een. Derde een, inner healing of heart surgery. How beautiful is dit? Come on, man. When the Holy Spirit overshadows a soul. Ek net gaan kyk waar het ek al hierdie inligting gekry. Ek sal net die resources share. Inner healing of heart surgery. When the Holy Spirit overshadows a soul, wounds, trauma, bitterness, fears, rejection, and pain can be healed. Psalm 147 vers 3 sê, He heals the broken-hearted. Want baie keer het ons nodig om onder narkose gesit te word, sodat die koning van die konings kan inkom, en sodat hy kan kom opereer, sodat hy kan wegsny dit wat nie daar moet wees nie, sodat hy kan vrymaak, sodat hy kan toewerk daar waar dit stikkend is, sodat hy kan kom gesond maak, né? Maak dit sin. So it is inner healing of heart surgery when the Holy Spirit overshadows a soul, wounds, trauma, bitterness, fear, rejection, and pain is healed. Man, come on, dit is die mooiste mooi om te sien hoe Heilige Gees inkom en mense aanraak en gesond maak. You can never get tired of that. En dis elke keer anders, elke vroueoggend, elke Saterdag, elke keer as ons bid vir mense. Die Here het my release op 'n Saterdagmôre, op 'n vroueoggend, op 'n Sondag in die gemeente. Die Here my release om vir mense te bid. En in daardie tyd gebeur daar werklik goed wat ons monde laat oophang. Ek sê altyd, ek is nie 'n beraader nie. Ek doen ook nie op hierdie stadium privaat bevrydings nie, omrede ek nie 'n perseel het om dit te doen nie. En die Here het my nog nie gerelease om dit te kan doen nie. Want ek dink hy sal 24 uur van die dag besig wees. Vir nou het hy my release om op so 'n oggend vir mense te bid. En dinge aan die gang te sit, of dinge klaar te maak, en nie oor wie ek is nie, maar omdat mense opdaag en sê, ek wil vandag verander, ek wil vandag 'n verskil maak, ek wil vandag klaar maak met hierdie ding. En dis hoekom ek glo dat he steps in and he just moves in every single facet of our lives. Okay, so die ander een is spiritual impartation. Moments when gifts, grace, boldness, hunger, fire, and fresh mantles are being handed out.
Ja, hierdie is die mooiste baie keer om te sien, hè. As jy so sit en ek so staan en ek kom by iemand en ek begin vir hulle bid en as ek my hands op hulle sit, dan weet ek. Hulle is so sensitief en oop vir die Heilige Gees. En in daai oomblik, dan kan jy sommer dadelik voel, woef, dan kom Heilige Gees. Daar's nie goeders wat gebreek word nie, daar's nie iets in impartation, dis iets wat ingesit word. Die Here vat hulle na 'n volgende vlak toe, 'n new level of boldness, 'n new mantle. Hy is besig om te deposit. Elke een is anders. Hy is besig om te deposit 'n nuwe ding in te sit, so that the new thing can start. It is amazing om dit te sien. 2 Timoteus 1 vers 6 sê, stir up the gift of God which is in thee by the putting on of hands. Dis hoekom dit ook gevaarlik is dat enige iemand nie hulle hande op jou sit sonder jou toestemming nie, want jy weet nie wat dra hulle oor nie. As jy nie die vrug ken nie, moet jy so versigtig wees, because this is exactly what happens. If you can get the gift of God, but the putting on of hands, you can also receive other stuff that is not from God. Dit is so belangrik vir ons om te weet dat die persoon vir wie ons bid nie intap in tweede hemel nie. En as ek praat van tweede hemel, dan praat ek van die deel wat tussen ons en God is, waar al die gaga hang, né? Because if you tap into that, you are going to pull that down. En dan gaan jy goeders oordra wat jy nie moet nie. Ek bid vir iemand so ruk terug en die Here kom maak haar vry van 'n ding, né? En dit was so amazing. Dit was so amazing. En die volgende persoon kom dat ek vir hulle bid en toe ek so vorentoe stap, die volgende oomblik sien ek iets in my gees en ek besef hierdie ding is op pad en hy wil hier by my kom karring en ek het vir gesê, gee my gou 5 sekondes, ek wil net gou iets doen en ek het teruggestaan en ek het dadelik gebid vir hierdie ding wat dink ek kan kom manifesteer by my en sy kloue hier by my sit, né? En ek het dadelik gestop en ek het gesê, ek vat nie hierdie nie, ek gaan dit nie nou vat nie, ek gaan dit nie nou sien nie, dit het geen houvas op my nie. En ek het gesê, amen, en ek het vorentoe gegaan en ek het verder gebid. Dis hoe sensitief ons moet wees in die gees. En gelei word deur die gees. As die gees sê, dit nou klaar gebid, het jy klaar gebid. Jy gaan nie uit jou eie uit nie, want as jy uit jou eie uitgaan, gaan jy aanjaag. So the spiritual impartation, the moment when gifts, grace, boldness, hunger, fire and fresh mantles of God are being bestowed on people. So dis die ander ding wat kan gebeur as iemand vir jou bid. Dan kry jy demonic resistance, né? Hierdie is vir my. Not all falls are from God. Darkness cannot stand in the light. You will have to have discernment. Okay, Markus 1 vers 26. So ek het al, jy kan sien, as jy vir iemand bid en jy sien, die Heilige Gees maak jou bewus van een of ander demoniese manifestasie wat hier linger, of jy sien dit in hulle oë, as hulle by jou kom, dan weet jy, okay. En dan baie keer, as jy sien hierdie ding begin warm raak om hom, dan sal die mense baie keer uitval, en dan weet jy. Ek het eendag 'n ou geluister en hy praat van the dead possum syndroom. Okay, dis soos apply dead. So dan as ek omval, dan gaan jy dink ek is klaar en jy gaan my los en jy gaan aanbeweeg. Maar as jy discerning of spirit het, dan weet jy dat hierdie omvallery is net 'n diversion. Dis net om jou aandag af te trek van wat eintlik jy moet aangaan. So wat ek dan sal doen is ek gaan bid vir jou op die grond. Ek gaan bid vir jou op die grond of ek gaan vir jou sê staan op, ons gaan verder bid. Dis ook baie goeie indikasie as jy byvoorbeeld vir iemand bid en daar's 'n demoniese manifestasie en jy is nie 100% seker of is hulle vry nie, hè? Die oomblik as jy vir hulle bid en hulle val om in die gees en jy is nie 100% seker of hulle vry is nie en jy laat hulle regop sit en jy vat weer en die oomblik as jy weer hulle vat, dan val hulle weer om. Okay, so dan weet jy, you're not out. So dan bid jy maar verder en al vat dit jou die volgende dag. Dis fyn, dan hou jy aan bid tot jy klaar is, want jy begin jy ding en jy maak dit nie klaar in die gees nie. I'm sorry, dit werk nie by my so nie. Jy's klaar, die Heilige Gees, jy's klaar. Okay, that's spiritual impartation and demonic resistance. En die laaste enetjie is a sign of reverence and total surrender, to be overwhelmed by His presence, to trust Him only, laying down your pride, your arrogance, your ego, your fear and your self-effort. Okay. Want beteken, sometimes God allows the body to fall so that the spirit can rise. Sodat die gees van God in jou kan opstaan. Falling is not the goal. Dis baie belangrik. Falling is not the goal. Some fall and never change. The evidence is in the fruit.
Matthew 7:16, you shall know them by their fruit, says the Lord. Do not chase the floor, chase him. Hoe beautiful is dit? So dit is verseker so, Dis nie te sê, mense wat val, gaan dit wat in hulle geïmport is of geplant is, gaan uitleef nie. Jy kan nie dieselfde daar uitstap en dieselfde ding gaan doen en verwag het gaan anders wees nie. As Heilige Gees jou kom besoek het daar waar jy is, en jy beweeg daar uit, en jy gaan maak nie daai groei nie, want jy moet dit water gee, jy moet dit kos gee, anders gaan dit nie groei nie, né? So if you leave it, it's like a prophecy. As iemand vir jou 'n profesie gee, profesie is iets wat jy moet inbid, dis iets wat jy moet insing, dis iets wat jy moet indans. Ek kan vir jou profesie gee, hier is die woord van God, hierdie is profesie, die hele ding is profesie, wat van God afkom. En ek kan met dit sit in my hande, en dis 'n boek. Dis wat dit is. So jy kon al hierdie profesieë gehad het toe jy 'n kind was, en niemand het jou ooit geleer om dit in te bid nie, and it amounts to nothing, because it's just a word that was given to you. Prophecy is something that comes from God, and you have to, jy moet dit inleef en inbid. Die Here sê ek is die kop en nie die stert nie. Hy sê ek is die kop en nie die stert nie. Hy sê ek is die kop en nie die stert nie. Ek verklaar ek is nie die kop en nie die stert nie. Jy hoor wat ek sê, so dis baie belangrik, maar om te sê, Here, ek gee oor. Ek gee nie om wat 'n grand anti my sien nie, ek gee nie om wat gebeur nie, Here, maak in my daardie honger wakker, om onder die gees van God te wees, maak onder my wakker, om to be underneath your spirit, en party mense wil baie graag dit hê, en dan gebeur dit ook nie, en ek kan nie vir jou 100% sê hoekom nie, ek gaan sê altyd vir die ouens, gaan huis toe en gaan praat met Heilige Gees en vra vir hom, what is the boundary? Wat is daar, is there pride? Is there something? Is daar 'n mate van ek wil dit hê vir ek, of want dis eintlik wat dit moet wees. Dit moet wees oor ek wil dit hê oor u, nie oor my nie. Ek wil geen glorie en geen aandag uitkry nie. I just want to be in your presence. I just want your heart. I just want to surrender everything I have to you. En ja, falling is not the goal. Ek sê ook altyd vir mense, ek weet ook as dit nie gaan gebeur nie. Dis nie die doel nie, dis nie die proses van val is nie iets wat iets verander nie. Dis die proses van oorgee, dis die proses van vrymaak, dis die proses van inbeweeg onder die Heilige Gees. It's the process of impartation, iets wat die Here in jou kom insit. Dis waar die verandering gaan, en the evidence is in the fruit. Wat gebeur na die tyd? Nadat ek 'n kragdadige ontmoeting met die Heilige Gees gehad het my lewe verander. My lewe het verander. Die Here het vir my gesê, hallo liewe Benita. Die Here het vir my gesê, ek gaan jou lewe verander. Die Here het gesê, ek moet begin skryf. Die Here het gesê, ek moet begin verf. As ek nie letterlik dit begin doen het nie, dan sou ek nog presies gewees het waar ek was. En dan kom Heilige Gees baie keer, en dan gee hy vir ons opdragte om te gaan doen, en ons doen dit nie. Dis soos om 'n mantle te ontvang to receive a Joseph mantle. Okay, Joseph mantle is to be om in beheer gesit te word. Gaan kyk na Josef. Josef was in beheer van nasies. Josef was in beheer van mense. Josef was in beheer van die koskas. Josef was in layman's terms vandag 'n koningsryk finansierder, né? Dit is wat hy was, want hy het gekyk na die volk van God in die tyd van hongersnood, okay? En dis wat kingdom finance is. Kingdom finance is byvoorbeeld mense wat 'n Josef mantel dra. They've got a Joseph mantle, en 'n Joseph mantle gee vir hulle die vermoë om anders as ander mense te dink rondom finansies. Okay, they have a gifting regarding finances, want God het hulle gekies om kingdom financiers te wees, byvoorbeeld om ministries te help, om mense soos ek wat gaan en mense gaan bedien. Daar's mense wat saai in die bediening in. Okay, it's kingdom financiers, en baie mense het 'n gawe van dit. Soos ander mense, hulle wil glad nie op die voorgrond wees nie. Van die mense wat die meeste insaai in geelvellies, weet ek nie eers wat is hulle name nie, to be honest. En dis nie hoor my hart gou vir 5 sekondes. Hierdie is nie wie doen en wie sit er naby of nie, glad nie.
Al wat ek sê is daai ouens is op die agtergrond. Hulle wil nie gesien word nie. Hulle is nie die ouens wat op die stage klim nie. Hulle is nie die ouens wat voete was nie. Hulle is nie die ouens wat tee maak nie. They don't want to be seen. They'll finance, but they don't want to be seen. Dis wie hulle is. Dis hulle geaardheid. Dan kry jy ouens wat 'n gawe het van bijvoorbeeld evangelisasie. Daai ouens, hulle poel op, hulle klim op 'n stage so gou soos nou en hulle sal vir jou vinnig vertel, luister, you have to do the work, anders gaan jy dit nie maak nie, hè? Want elkeen se gifting is anders. So as jy bijvoorbeeld 'n mantle, 'n Joseph mantle ontvang van God af, as dit die mantel is wat hy vir jou gee, moet jy besef dat as hy vir jou 'n mantel gegee het, 'n Josef kleed gegee het en hy sê vir jou, right, nou saai jy daar en jy doen dit nie, gaan jy nooit in die woord en die mantel wat hy vir jou gegee het kan inklim nie. Because jy is ongehoorsaam. Hoor wat ek sê. As hy vir jou 'n dienaarsmantel gegee het, 'n servant mantle. Wat doen servant? Servant was voete. Servants is die ouens wat gewoonlik altyd die tafels rasdef en die stoele en die vloer was en die. As hy vir jou 'n servant heart gegee het, en hy sê vir jou om te gaan voete was, en jy doen dit nie, dan stap jy nie in die profesie in, wat hy vir jou gegee het nie, die woord wat oor jou gespreek is nie, en dis waar obedience inkom. So he can impart in your life, op 'n Saterdagoggend is ons daar, iemand bid vir ons en dinge verander, so they are imparting something into your life, whether it be boldness, humbleness, of enige soets. Nou moet jy dit, wat jy gekry het, as jy daar uitstap, nou is die ball is in your court. Nou moet jy sê, Here, sy het vir my gebid, ek het dit en dit en dit gehoor. Here, wys my, wat moet ek van hier af doen? Because now, dit is joune nou. Die val onder die Heilige Gees is, it's the beginning. Dis nie wat moet gebeur nie. Dis nie, dit wat moet gebeur, gaan tyd vat, dit gaan navorsing vat, dit gaan soeke vat, dit gaan tyd by Jesus vat. As jy onder die Gees van God gedoop is met die Heilige Gees, geval het onder sy Gees, as daar iets gebeur het onder die Gees van God, is dit jou werk om daarin te vat en met hom te hardloop. En te sê, jy gaat ek met hierdie, I'm good. Ek het al, dan vat ek 'n mantel, dan sit ek om, soos ons het mantels wat ons by die huweliks seminar vir mense gegee het, en dan sit ek om my skouers, en dan sê ek, Here, kom beklee my met die mantel wat jy vir my gegee het. In die oggend is ek myself self, dan sê ek, Here, I am the anointed of God. Ek sê, Here, U het vir my 'n mantel gegee to prophesy to the nations. You gave me the words in my mouth to teach. So ek spreek dit elke dag spreek ek dit, leer my, wys my. So ek dink dis baie belangrik om te weet, is dat dit is die begin, maar dis my hart en dit alles, moenie bang wees as die Heilige Gees oor jou kom nie, moenie ongehoorsaam wees as Heilige Gees oor jou kom, en jy weet jy kan nie by voete staan nie, en al wat jy doen is veg, dat jy net nie moet val nie. Let the Holy Spirit do what he comes to do. Ek dink dis die mooiste om dit te sê. Hallo Lianne, liefste Lianne, voel of ek jou al so lank al ken. Hoor my hart. It is a gift. It is an impartation. It is om klaar te maak, om ontslae te raak van goed. En ja, ek het al mense vir wie ek gebid het the joy just came out of them. En dan is dit nie 'n onbeheerste lag soos heks nie. Glad nie. As mense begin lag onder die Gees, is dis nie iets wat ons stig nie. Dis nie iets wat die hele vertrek vul en onderaan kyk nie. You know what it is? Dis net iets wat hier uitkom, iets joy, en dit steek aan. Maar dis nooit onbeheers nie. Dis nooit wanordelik nie. En dis my hart. So ek wil hê dat en hier is my hart vir die teaching, is om Heilige Gees te los, om Heilige Gees te doen, wat Heilige Gees doen. Jy is welkom om vir my vrae te inbox, as daar enigiets is wat jy nog verstaan, as jy wil hê ek moet weer die notas vir jou gee. Ek gaan so vinnig net sê, wat gebeur, 6 things, né? As jy uitval onder die Heilige Gees, the flesh yields to the weight of the glory. Number 2, chains are broken, invisible, unseen yokes are being scattered. Number 3, inner healing of heart surgery. Number 4, spiritual impartation, as die Heilige Gees gekom insit. Demonic resistance is as jy vrygemaak gaan word vandag van goedjies. En it's a sign of reverence and total surrender. So,
Moenie bang wees as Heilige Gees iets wil kom doen in jou lewe nie. Moenie bang wees as Heilige Gees wil kom input in jou lewe nie. Hy is net amazing. En die dag as jy hom ervaar, wil jy nooit weer sonder hom nie. Jy wil nie sonder hom wees nie. Hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Hy is die koning van die konings en die Here van die leerskare. En dis my hart en my gebed vir jou, dat jy eers 'n ondervinding met Heilige Gees sal hê, maar so close, dat jy van daardie oomblik, dat jy daar opstaan of wegstap, weet jou lewe gaan nooit weer dieselfde wees nie. Dis my gebed vir jou. So, ek wil vir jou bid. Ek wil bid, Vader, in die naam van Jesus, wil ek kom en ek wil elkeen wat hier luister, vandag, môre, oormôre, hoe en ook al, Here, wil ek kom vra, Heilige Gees, that you will visit them, Father. I pray, Holy Spirit, that your presence, your glory, Here, will manifest. Here, vir elkeen wat luister, ek bid vir môre, ek bid kragtadig vir Heilige Gees, dat hy sal inkom en sal kom werk. Ek bid vir elkeen wat hier is, ek bid vir elke impartation, ek kom verklaar oor jou, die mantle wat God vir jou bestem het, op hierdie tydstip van jou lewe, because they can change. Ek bid vir mantels om te val op die kinders van God, sodat hulle kan instap in dit, waarvoor hy gevra het, Heilige Gees, en ek kom vra vir u teenwoordigheid. Ek kom vra vir u teenwoordigheid, dat ons nie tevrede sal wees net met dit wat die wêreld sê is nie, maar dat ons self sal ervaar wie is. Ek kom verklaar dit en ek kom vra, Heilige Gees, dat u nie net, dit klink snaaks, maar u is nie net hoendervleis nie. U is dit ook, maar u is nie net dit nie. U is head swinging, earth shattering, grace filling, Holy Spirit, en ons kan nie sonder u nie. So my is my gebed vandag, Abba Vader, vir elkeen wat luister, en ek bid dit vir jou in Jesus naam. Dankie dat jy saam geluister het. Ek moet nou gaan pak. Ons is op pad Oendalsrus toe, is amazing. Ek moet net eers 'n paar goedertjies doen, maar ons is opgewonde vir die naweek en vir dit wat Heilige Gees gaan kom doen in Sentraal Suid-Afrika. En ons is opgewonde. Mag jy 'n awesome lang naweek hê, mag jy die teenwoordigheid van die Allerhoogste beleef soos nog nooit tevore nie. En just be blessed with the best out of his hand. Jy is die kop en nie die ster nie, jy is die appel van sy oog. En mag jy hom ervaar soos nog nooit tevore nie. In Jesus naam. Shalom, shalom. Mag jy 'n awesome tyd hê. Amen.